eindig onze reis naar die koningse paleis. Ja, Here sy God, halleluja, die kinders van die Heer, en die weggemonte Heer, want die pad is nou so lig, en ons ziel is weer so vlug, terug eindig onze reis naar die koningse paleis. Ja, Here sy God, halleluja, die kinders van die Heer, en die weggemonte Heer, maar die pad is nou so lig, en ons ziel is weer so vlug, terug eindig onze reis naar die koningse paleis. Ja, Here sy God, halleluja, die kinders van die Here, en die weggemonte Heer, maar die pad is nou so lig, en ons ziel is weer so vlug, terug eindig onze reis naar die koningse paleis. Here sy God, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. O, Here Jesus, ons prys U. Sy kinders verlaat hy nooit meer nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek. Sy kinders verlaat hy nooit. Ja, sy kinders verlaat nooit meer nooit. Sy kinders verlaat hy nooit. Met hom gaan ek, want dit weet ek. Sy kinders
Halleluja. Halleluja. Vader, ons kom na U toe in die mooie naam van U Seun, ons Here Jesus Christus. Dankie Vader, dat U die kinders vir U Seun gegee het. En ons weet een ding in hierdie aand, soos wat ons gesing het, sy kinders verlaat hy nooit. Nee, nooit. O, die kinders van die Here het die reg om hom te eer. Halleluja. Dankie, Here, vir dit wat ons in U deelagtig geword het. Baie, baie dankie, dat ons genoem word kinders van God. Dankie dat ons kinders geword het. Ons dankie dat ons weet, dis waarvoor die saligheid gekom het, sodat ons kinders van God kan word. Halleluja. Baie, baie dankie, Here, dat ons onsself kan beskou as U kinders. Dankie, omdat ons weet dat ons kinders is, sal ons hemelse Vader ook vir ons sorg. Prys U in hierdie aand, Here, wanneer ons na die woord kyk, dan besef ons net een ding, daar is soveel dieptes en verborgenhede in die woord. Here, dat as 'n mens 1000 jaar oud moet raak, sal hy nooit al die verborgenhede kan ontdek nie. Want dit is so kosbaar, want die woord is lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. U woord, halleluja, het geen begin en geen einde nie. Want U self is van ewigheid tot ewigheid. Gee ons net genade, Here, dat ons die woord sal reg verstaan, sodat ons daarin kan wandel, soos wat U sê ons moet wandel. Vereer U groot en heilige naam in hierdie aand, terwyl ons na die woord gaan luister, dat elke oor wat dat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. So belangrik om dit te weet, Here, want ons wil nie deur ons eie vleeslike begeerte gelei en geleer word nie, maar deur die Heilige Gees. Here, wat nie kan saamwerk met ons eie begeertes en ons eie wys en alles wat ons kan hê. Nee, hy werk saam met die wysheid van God, krag van God. Halleluja. Laat U verheerlik word in hierdie oomblikke en laat elkeen dit duidelik sal verstaan wat die wil van die Here in hulle lewe is. Ons bring dus aan U die eer en die lof, want ons weet U gee om. Ja, Here, want U het alles gegee. En ons eer U vir die werk wat U in elke lewe doen, waar U verheerlik kan word. Halleluja. Wonderbaarlik is die Here onze God. Dankie vir U wondergenade. Prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is so dankbaar dan om in hierdie aand weer saam te wees. En ek wil net aangaan met vanoggend se boodskap. Ek het net die helfte afgegee, soos die Here vir my gegee het. Prys die Here, maar ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. En ons bid die seën van die Here op U af. Ek is pastoor Flippie Gerber. Telefoon is 082-874-1705. Halleluja. Ons het vanmôre gehoor in Johannes 14 hoe dat die Vader die kinders wat aan die Vader behoort aan die Seun gegee, sodat ons saam met Christus broers en susters kan wees, kinders van God. O, halleluja. Al hierdie dinge is vir my so kosbaar en wonderbaar, en ek wil graag net aangaan, en ek wil daarby Johannes 14 net weer stil staan. Die Here Jesus sê in die 3de vers van Johannes 14, en as ek gegaan het en vir julle plek berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Dit meen, I will receive you unto myself. Hy neem ons nergens heen nie.
hy neem ons as kinders aan, want die Vader het ons vir hom gegee, sodat julle ook kan weet waar ek is. Johannes 14 vers 4, en waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Weet julle, en die weg ken julle. Waar die weg? Die weg na Vader se huis. Wat weet ons? Ons weet dat die Here Jesus gaan om met sy eie bloed voor die Vader te verskyn, sodat ons saam met hom in die Vader kan gaan. Dit is waarheen hy hier gegaan het, om na die Vader met sy eie bloed, sodat ons ook in die Vader kan wees, soos wat hy in die Vader is. Die weg ken julle, ons weet dat Jesus is die weg. Johannes 14 vers 5, Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar hy gaan nie, hoe kan ons die weg ken? Baie duidelik, Johannes 14 vers 6, Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. So, wat die Here Jesus sê, hy sê, waarheen hy gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? En hy sê hierso, die weg is dit, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Dit meen, as ons saam met Christus in die Vader wil wees, moet ons deur die Seun, en hoe kan ons dit deur die Seun doen? Deur in die Seun te wees. Want as ons in die Seun is, en die Seun is in ons, dan kan ons na die Vader gaan. Deur in Christus te wees. As julle my geken het, sal julle my Vader geken het, en vanaf af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus antwoord en sê vir hom, ek is so lang by julle, en het julle my nie geken nie. Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. Toe sê jy, en hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek en die Vader is, die Vader en my nie. En ons weet wat die woord van die Here sê, en hier gebeur nou 'n baie belangrike ding. Die woorde wat ek tot julle gespreek het, is nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. 11de vers, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of glo my, of anders glo my ter wille van die werke, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek gedoen het, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Halleluja. Johannes 14 vers 13, en wat julle ook aan my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Alles wat julle, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my lief het, bewaar my gebooie, dit meen my woord. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly. Hier is seker die belangrikste, iets wat daar is. Die Here Jesus gaan na die Vader, om vir ons plek te berei in die huis van die Vader. Sodat ons kan weet waar hy is. Dit sê hy ook in Johannes 17. Waar is hy? Hy is in die boesem van die Vader, ons het vanmorgen daaroor gedra. En nou, halleluja, kom die Heilige Gees na vore. Daar het soveel gedinge gebeur op Pinksterdag. Daar die een dag, die eerste dag van die week, toe Christus opgestaan het, en van die Vader verskyn het daar soveel dinge plaasgevind. Halleluja, as gevolg van die bloedoffer. En daarom kom die Here Jesus en hy sê vir ons al hierdie dinge in Johannes 14, en dan kom weer die 16de vers, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Hier is 'n baie wonderlike ding. Die uitstorting van die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons sal ontvang. Nou, het die Here Jesus op sy opstandingsdag aan die disippels verkondig en dit getoon hoe dit sal gebeur, toe hy gesê het, en hy het oor hulle geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. En ek wil net vandag vir u sê, as die Here Jesus nooit met sy eie bloed voor die Vader verskyn het nie, dan het ons as mens nooit die Heilige Gees gekry, die vervulling met die Heilige Gees. Alles is in die bloed ingesluit. Die offer is die belangrikste. Nou, en die Here Jesus praat hier in Johannes 14 oor die Heilige Gees wat sal kom, en dan gaan hy verder
Johannes 14 vers 17, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. Waarom? Want die wêreld is die leuen. Die wêreld daar buite is leuns. Die duiwel is hulle vader en hy is die vader van die leuen. Nou, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie. So, as jy in die leuen glo, sal jy nooit die Heilige Gees ontvang. Nooit. Elke Sondag gaan praat oor die Heilige Gees en ek wil net dit vanaand sê. As jy in leuns glo, sal jy nooit die Heilige Gees ontvang nie. As jy in leuns glo, sal die Heilige Gees werkinge nie meer daar wees nie. Al het jy die Heilige Gees ontvang, vroeër toe jy die waarheid geglo het. Nou dat jy die leuen glo, ek weet, daar kan wonders en tekens nog steeds plaasvind, maar dit is nie in waarheid nie, dit is in die leuen. Omdat jy die leuen lief gekry het. En dan gaan hy verder en hy sê, omdat dit hom nie gesien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So die Heilige Gees wat die Here Jesus sal stuur van die Vader, nou, ons sal hom sien, ons sal hom ken, halleluja, en hy sal by ons bly. En dit het eers gebeur, dit het eers gebeur, na die opstanding met Pinksterdag. So die Heilige Gees sal gaan. En wat hier interessant is dat die wedergeboorte sal ook eers in werking kom met Pinksterdag, met die uitstorting van die Heilige Gees. Halleluja. Voor die tyd was daar geen wedergeboorte gewees op hierdie aarde nie. Praat van ons wat lewe. Daar was mense wat disippels geword het, die Here gevolg het, hulle is gedoop, ensovoorts, maar, halleluja, die Heilige Gees kon nie op hulle kom nie. Eers op Pinksterdag het die Heilige Gees oor hulle gekom. Prys die Here. En wat het hier gebeur? Die gawes het begin werk en al hierdie wonderlike dinge. Eers op Pinksterdag. En daarom sê die woord vir my iets baie interessant. En dit is dat die Here Jesus sê net die volgende vers. Hy sê, 18de vers, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En ek wil nou iets hier sê, die Here het opgevaar na die Vader met sy eie bloed om voor die Vader te verskyn. En as alles klaar gebeur het, wat die Here Jesus gesê het, dan kom hy weer terug. Na wie? Op daardie een dag van sy opstanding, gaan hy na die Vader, en hy kom weer terug. In hierdie hele Johannes 14, is daar niks wat toon, dat die Here kom ons haal nie. Hy sê elke keer, ek kom terug. Ek kom terug na julle toe. Ek kom terug na julle toe. Ek gaan weg om vir julle plek te berei, maar ek kom terug. Dan sal ek julle vir myself, ek sal julle opneem. I will receive, ek sal julle ontvang, want die Vader gee my julle aan my. Hy sê ek kom terug om dit te doen, om dit te belewe, hoe die Vader julle aan my gee, as kinders. Dis op dieselfde dag. En op dieselfde dag gaan die volgende gebeur. Hy sê, ek sal julle nie as wese agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Baie interessant dat die Here nie hier gesê het nie, maar ek stuur julle die Heilige Gees nie. Ek sal nie as wese agterlaat nie, want ek stuur vir julle die Heilige Gees. Want dit was nog nie die tyd van die Heilige Gees nie. Halleluja. Die Here Jesus vaar na die Vader in 'n dag. Dit is baie interessant. In 'n dag se tyd vaar hy en hy kom weer terug. Nou, as iemand wegvaar van jou al vir jare,
En hy stuur nie iets in sy plek om by ons te wees nie. Dan het hy ons verlaat. Maar hier was dit net 'n dag lank. Seker nie so 'n volle dag nie, maar kom ons sê 'n dag lank, waar die Here hulle gaan verlaat, waar die voor die Vader verskyn met sy eie bloed, en dan kom hy terug, en he will receive us unto him. Ek meen, hy sal ons ontvang om sy kinders te wees, want hy ontvang ons van die Vader af. Op hierdie een dag, ek kom weer na julle toe, en nou sê hy, Johannes 14 vers 19, nog 'n klein tydjie, en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Halleluja. Dit meen Christus staan op, hy lewe, gaan met sy bloed na die Vader toe, plek te berei, die huis van my Vader, halleluja, alles wat hy al reeds gesê het, hy sê maar dan kom ek terug na julle toe. En dan sal ek julle ontvang. Maar hierdie weggaan van my na die Vader met my bloed en die terugkom. Die Here Jesus beskryf dit in hierdie vers. Nog 'n klein tydjie. Ek gaan nou na my Vader toe, maar 'n klein tydjie. En die wêreld sien my nie meer nie. 'n Baie interessante ding. 40 dae, Here teruggekom, hy het ons aangeneem as sy kinders, ontvang as sy kinders van die Vader af. Halleluja. En hy bly vir 40 dae op die aarde. En hier is die wonder van hierdie vers. Hy sê, en die wêreld sien my nie meer nie. Gaan lees die Bybel, die Nuwe Testament. Hy sê, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle lewe. Halleluja. Vir 40 dae op hierdie aarde het die wêreld Jesus nie gesien nie. Van sy geboorte tot 33 jaar en 'n half jaar het die wêreld hom ook gesien. Die disippels het hom gesien, die wêreld het hom gesien. Hy is aan die wêreld tentoongestel. Maar hierdie stukkie, dat hy nadat hy weggevaar het en teruggekom het van die Vader af, halleluja, dan sal die wêreld hom nie meer sien nie. Meen vir 40 dae sal die wêreld hom nie sien nie. Maar hy sê, maar julle sien my. Dit meen, julle sal my sien. En die eerste persoon, halleluja, wat die Here Jesus gesien het, is die disippels. Die Emmausgangers. Maar hulle was almal disippels gewees. Op die einde van die dag het hulle bereken, daar was oor die 500 aan wie die Here verskyn het. Maar aan die res van die wêreld, hulle het hom nie meer gesien nie. Al was hy op hierdie aarde. Al het hy aan die disippels verskyn, maar die disippels het hom gesien. Dis waarom Thomas sê hy vinger in die wonde van die hand kon druk. Die wêreld het hom gesien. Nie gesien nie, maar sy disippels. En hy sê, en julle sal my sien, omdat ek lewe en julle sal lewe. Dit meen, vir 40 dae toon die Here aan die disippels, ek lewe, en omdat ek lewe, julle sien my, ek lewe, en omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Dis vir 40 dae lank. Hy sê, en daardie dag sal julle weet dat ek in die Vader is, en julle in my, en ek in julle. Halleluja. Daardie dag. O, prys die Here. Daai dag, wanneer julle my weer sien, sal julle weet. Sal julle weet, dat ek in die Vader is. Dit meen, ek het gegaan om vir julle plek te berei in die Vader. Maar dit kan alleen geskied deur my, deur die bloed van die ewige testament. Dat julle in my kan kom en ek in die Vader, dit is julle in my en ons, ek en julle.
wat nou broers is deur die bloed, nee, is nou ook in die Vader. Dis die plek wat die Here berei het. Dan gaan hy verder en hy sê die mooi woorde, en in die 26ste vers, hy sê, maar, die trooster, die Heilige Gees, wat van die Vader kom in my naam, sal stuur. Hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wie sal dit doen? Die Heilige Gees. En nou is dit baie interessant. Nou, toe die Here wegvaar na die Vader om aan die regterhand van die Vader te gaan sit. Ek wil hê met nou baie mooi luister. Hy in hierdie hoofstuk het hy gesê hoe die dinge sal gebeur. Hy sal eers opvaar na die Vader met sy eie bloed. En hy sê, my Vader en julle Vader, my God en julle God, opvaar met die bloed, sodat ek vir julle plek kan berei in die Vader, deur die bloed van die Ewige Testament. En as dit gebeur het, terwyl ek by die Vader is, dan kom ek terug. Ek sê julle aanneem. Maar nou, kom die Here Jesus in die begin van die Heilige Gees praat in Johannes 14. Maar ons weet almal, dat die Heilige Gees waarvan die Here Jesus praat in Johannes 14, sal eers op Pinksterdag uitgestort word. Maar tot dan toe, 40 dae sal hy op die aarde wandel. En wanneer die 40 dae verby is, dan kom Handelinge 1 in werking. Oh, halleluja. En ek wil dit lees. Ons is by die Heilige Gees, en dit is vir my so wonderlik, hoe die Here Jesus alles laat gebeur het. Dan kom hy hierso in Johannes 1, en hy sê hierdie mooi woorde. Hy sê, en nadat hy dit gesê, dit is op die 40ste dag, onthou net, toe hy met sy bloed na die Vader gegaan het, was dit op die eerste dag van die week, en, halleluja, dit het in 'n dag plaasgevind. 40 dae later gebeur hierdie weer. En hy sê, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle hom nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Wat sê Galileese manne? Waarom staan julle na die hemel kyk? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Halleluja. Hoekom het hy weggevaar? Die Here Jesus sê dit. Ek gaan dit vir u lees. Nee, dit is 40 dae later. Het hy weer opgevaar, weggevaar. En hy sê hierdie woorde. Die 14de hoofstuk van Johannes, die 27ste vers. Dis alles in Johannes 14. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie, maar laat julle harte nie ontstel word en bang wees nie. Halleluja. Wat het gebeur toe die Here Jesus klaar met sy bloed voor die Vader verskyn het, en hy kom die aand by die disippels ingestap, toe sê hy heel eers vir hulle, vrede vir julle. En vir 40 dae lang sê die Here van hulle, vrede, vrede, vrede. En nou sê die Here, ek gaan nou weg na my Vader om aan sy regterhand te gaan sit. Halleluja. En as ek weggegaan het, as ek weggaan, laat ek my vrede vir jou na. Toe hy met sy eie bloed voor die Vader verskyn het, het hy niks nagelaat nie. Hy het gesê, ek kom gou weer, klein tydjie, in 'n dag se tyd. Hier sê hy, my vrede laat ek vir julle na. Hy sê die mooi woorde, laat julle hart nie ontstel word nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. Ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. En hier in Handelinge lees ons, hy het weggegaan, maar hy gaan weer kom, met die wederkoms na die verdrukking. En by die graf het hy vir Moeder Maria gesê, ek gaan weg, en hy sê na Joostek, ek kom weer.
En wanneer? In 'n dag se tyd. Maar hierso gaan die Here Jesus weg om aan die regterhand van die Vader te sit. Hy sê hierso, die 14de vers, 29ste hoofstuk, die 14de hoofstuk, 29ste vers. En nou het ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Wat gebeur? Dat ek terugkom na julle toe. En ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het niks aan my nie. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel. Staan op, laat ons hier vandaan verder gaan. Dit is so wonderlik dat in Johannes 14 word beskryf hoe Jesus met sy bloed na die Vader gevaar het en hoe Jesus sal weggaan om na die Vader te gaan. Halleluja, om aan die regterhand van die Vader te gaan sit. Daarom sê hy, ek wil dit weer lees. Hy sê, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek gesê het, ek gaan na my Vader toe. Omdat my Vader groter is as ek. Ek wil hier stil staan en ek wil vir u iets sê wat vir my kosbaar is. Hierdie dinge het die Here Jesus gespreek met hulle wat broeders gaan word, met hulle wat kinders gaan word, met hulle, halleluja, wat vriende sal wees. In een hoofstuk, 2 keer gaan hy weg. Die tweede keer om weer terug te kom met die wederkoms. Halleluja. En die woord sê vir my, waarom is die Heilige Gees dan so belangrik? Want die Here Jesus het op die eerste dag geblaas oor hulle. Gesê, ontvang die Heilige Gees. 40 dae later vaar hy weg. En op die 50ste dag, toe stort hy die Heilige Gees uit op alle vlees. Halleluja. En toe dit gebeur, toe gebeur dit wat die Here Jesus gesê het in Johannes, die 3de hoofstuk. Ek wil dit net lees. Dit is vir my kosbaar. Hy sê die 3de vers. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, nie kan hy die koninkryk van God nie sien nie. En Nicodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens wat as hy oud is gebore word, hy kan tog nie 'n tweede maal in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word uit water en gees nie, kan hy nie in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dit meen, die wedergeboorte het in werking gekom eers met die uitstorting van die Heilige Gees. Geen mens voor die uitstorting van die Heilige Gees kon kind van God word nie. Geen. In die Ou Testament kon hulle praat van kinders van God, maar hulle het nie kinders van God geword, want hy moet weergebore word deur water en gees. Dit meen, dis waarom die Heilige Gees so belangrik is, want deur die Gees word ons weergebore. Dan gaan hy die Here Jesus verder en hy sê, wat uit die vlees gebore is vlees, wat uit die Gees gebore is gees. Wat hier gebeur, ek het dit vanmorgen ook net vinnig genoem, maar ek wil dit net sê, die verganklike gaan deur die wedergeboorte. En hy word geestelik gebore, 'n nuwe mens. Die Heilige Gees moes uitgestort word, sodat mense gewederbaar word deur water en gees om kinders van God te word. Halleluja. So kan ons aangaan en hy sê, die woorde moet jy nie verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar vandaan hy
kom of waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Halleluja. Wedergeboorte is op Pinksterdag. En nou kom ek by baie belangrike verse. En dit is in Romeine, en ek wil dit graag vir u lees. Halleluja, op Pinksterdag het wedergeboorte in werking gekom. Want toe kon die kinders gebore word wat kinders weergebore word, wat deur die bloed gekom het, deur die water en deur die Gees. Halleluja. Maar hy sê vir ons hier in Johannes, en ek wil kyk, ek wil jy moet kyk, want dit is baie belangrik. Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid, en hy getuig saam met die waarheid. Hy kan my nie oortuig van die waarheid nie. Ek moet die waarheid glo, want dit sal my tot geregtigheid gereken word. Maar en as ek die Heilige Gees ontvang in die wedergeboorte, dan getuig die Heilige Gees saam met die waarheid. En ons sien dat geen mens kan wedergebore word sonder die Gees. En die dag as jy wedergebore is, sê die woord van die Here vir ons die volgende. En ek wil dit lees, want u moet dit asseblief onthou. Hy sê die woord. Halleluja. 14de vers van Romeine 8. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Alleen wanneer jy deur water en Gees en deur die bloed gekom, weergebore word, sal hierdie versie in jou en in my lewe in vervulling kom wat sê, en almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Dit meen, ek is weergebore uit water en Gees, en die Gees is die Gees van die waarheid, en hy sal ons leer en lei in die hele waarheid, en, halleluja, en hy sal ons lei. Hy sê, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang 'n gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep Abba Vader. Dit meen, ons het die Heilige Gees ontvang tot aanneming van kinders. En nou kom die woord. Oh, halleluja. En hy sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. As jy die Heilige Gees nie ontvang het nie, dan kan die Heilige Gees nie saam getuig dat jy kind van God is nie. En ek wil jy moet oplet. Alles praat van een ding. En dit is dat ons kinders van God is. En die Heilige Gees getuig saam met dit. Kom maar sê ek vandag vir iets, en jy moet dit asseblief nooit vergeet nie. As jy in hierdie wonderlike woord van God een versie kan uithaal, hoor die woord van die Here, wat vir my en vir jou kan sê, dat die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons die bruid en die vrou van Christus is. As jy my net een versie, een gedeelte kan wys, sal ek bly wees, maar die Here God weet, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en dit sal nooit verander nie, want God se woord kan nie verander nie. Maar die dag wanneer jy jou kindskap verloor, dan claim jy iets wat jy is, wat jy sê jy sal wees, wat jy nooit sal wees nie. Kinders van God, en as ons kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Jesus Christus.
as ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. O, halleluja. Maar wat sê die woord? Net verder Romeine 8, die 9de vers. Hy sê, want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Wanneer gaan dit plaasvind? By die wederkoms. Hy sê nie vir die openbaarmaking van die bruid van Christus nie. Nee, openbaarmaking van die kinders van God. O, halleluja. Dan sê hy, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van slawerny, van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. O, prys die Here. Hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons self, ook wat die eersteling van die Gees het. Waarom die eersteling? Want die Here Jesus is die enigste en eersgebore kind van God. En ons het deel van die eersteling geword en word genoem eerstelinge. As gevolg van wat? As gevolg van die Gees. Nadat ons deur die bloed gekom het. Halleluja. Maar wat sê hy verder? Ons sig ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders. En nou wil ek vandag vir u iets sê. Die aanneming van kinders sal eers plaasvind by die wederkoms van Jesus Christus. Want die wat nou kinders van God is, en kinders van God genoem word, as hulle God se woord, die waarheid nie glo nie, sal het hulle nie tot geregtigheid gereken word. En weet jy wat wonderlik is? As 'n pa en 'n ma 'n kind aanneem, as hulle aanneem, dan gaan hulle en hulle moet vorms invul en daar word berading gedoen en dit gaan vir tyd en hy kan uittrek en uittrek en uittrek. Hulle het klaar die kind eintlik aangeneem. Halleluja. Maar as alles verby is, kan hulle besluit of hulle die kind nog gaan aanneem. En ek wil vandag vir u sê, net ek en u, wat kind van God is, net ons kan verseker, dat die dag met die wederkoms, dat ons as kinders aangeneem sal word. Halleluja, wat die woord eintlik vir ons sê, ons is nog, terwyl ons op hierdie aarde is, ons is in 'n aannemingsproses. Party mense, hulle dien die Here 60, 70 jaar, maar hulle aannemingsproses het 70, 60 jaar lank gevat, totdat hulle sterwe. En eers by die wederkoms, by die opstanding, sal hulle aangeneem word as kinders. Dis waarom die woord sê, 2 sal op 'n land wees, 1 sal aangeneem word. Hoe aangeneem word? Hy sal aangeneem word as kind by die wederkoms. Maar alreeds het jy die aanneming ontvang deur die Heilige Gees wat ons ontvang het. Maar ons sal die aannemingsproses moet slaag om by die wederkoms aangeneem te word as kind. Die een sal hy aanneem, die ander een sal hy verlaat. Dis soos 'n pa en ma. Hulle neem die kind aan, alles gaan goed. En hulle kom by die dag wat hulle die kind moet vat, wegneem uit die weeshuis. Luister nou baie mooi. En hulle besluit nee, op die einde van die dag, hulle karakter en hulle ken nie daai kind nie, en daai kind ken nie ons soos wat ons is, en ons ken hom nie soos
Ek weet, want hy word die hele tyd vergelyk met hoe die pa en ma's, en hoe die reaksie van die kind is. En die dag wat die finale besluit geneem word, of hulle hom gaan aanneem, en hulle neem hom nie aan nie, dan verlaat daai vader en moeder die kind, en hy bly in die koshuis. Dan gaan die weeshuis. En by die wederkoms gaan dit dieselfde wees. Die een gaan aangeneem word. En wat hier interessant is, en die ander een, want hy praat van twee, dis twee. Die een gaan aangeneem word, en die ander een gaan verlaat word. Hoe verlaat word? Dat hy is nie aangeneem as kind nie. Hy is nie aangeneem as kind nie. Ons ding, en ek wil vandag vir iets sê, daar's geen prediker op Gods aarde wat my en jou kan voorberei vir die wederkoms nie. It's only the Holy Spirit. Want hy getuig saam dat ek kind van God is, en omdat ek nou kind van God is, sal die Gees my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat wanneer die wederkoms plaasvind, ek aangeneem kan word as kind. Hierdie duiwelse predikers wat sê, prys die Here, ons is almal die bruid van die duiwel af. Halleluja. En so kan ons aangaan in die woord van die Here en lees oor die kinders van God. Johannes praat in sy sendbrief en hy praat oor ons as die geliefde kinders. Geliefde kinders van God. Johannes wat in die hemel was, wat gesien het, die bruid, die vrou van die lam, wat ons moeder gesien het. Hy praat van ons as geliefde kinders. En ek wil dit weer sê, God kan nie lieg nie. Hy is geen mens dat hy so lieg. En as hy gesê het, ons is kinders van God, gebore uit God, sal ons 'n kind bly tot in alle ewigheid, as ons dit maak by die wederkoms, om as kinders aangeneem te word. Moenie jouself blaf en jouself mislei en in jouself gedagtes kry nie. Jy sal nooit as bruid bekend staan nie. Want ons is dit. En ek wil nou vanaand sê, vir jou dit sê. As jy sê jy is bruid, dan gee jy jou kindskap prys. En die dag as die Here werklik kom, na die verdrukking, sal hy jou nie aanneem nie. Hy sal jou los. Hy sal jou verlaat. Jy gaan nie agterbly nie. Want die Here kom terug na ons toe, nou op hierdie aarde om te kom regeer vir 1000 jaar. Hy gaan jou net dood eenvoudig verlaat. En jy mis jou aanneming. God laat nie met hom spot nie. Dit wat jy saai, sal jy maai. En as jy hierdie evangelie van jy is die bruid saai, die Here weet jy gaan dit maai. Want is 'n leuen. Jy sal die leuen maai. Halleluja. Opstandingsdag is vir mense net 'n heerlikheid. Maar dit wat alles op die opstandingsdag gebeur het, dat Jesus weggevaar het na die Vader met sy eie bloed, dit word nie gepreek nie. Jy hoor dit nie. Die 50 dae na die opstanding, daai 50 dae, wat begin het met die opstanding, is die grondslag van die kinders van God.
Dit wat ek en u preek, vandag, preek ons oor die grondslag, as ek in die waarheid bly, en jy bly in die waarheid, van die hele saligheid, wat in 50 dae, tot sy volheid gekom het, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Ek wil vir jou vra, hoe staan jy teenoor jou aanneming as kind? Waar staan jy? Waar staan jy? Halleluja. Moenie dat die dag by die wederkoms, die wat opstaan, hulle word outomaties aangeneem by die wederkoms, want hulle het gebly by die aanneming tot kind, om as kind aangeneem te word by die wederkoms. En net die wyses wat daarby gebly het, sal aangeneem word, maar die dwaases sal net eenvoudig verlaat word. Daarom het die Here gesê, ek ken jou nie. Weet jy waarom? Die kinders wat hy aanneem, die ken hy. Want jy het om 40, 50, 10, 1, maak nie saak hoeveel jare jy hom gedien het. Net in daardie jare wat jy hom gedien het, as kind. Halleluja. Sal beslis of die Here jou aanneem, want in daardie jare wat jy hom gedien het, het hy jou geleer ken. Halleluja. As kind. En die 5 wyses het ingegaan. En die 5 dwaases het by die deur omgedraai, want die Here het gesê, ek ken jou nie. Ek ken jou nie as wat? Ek ken jou nie as 'n kind van God nie. Jy het my naam bely, ja. Jy het gesê, ek is die Christus. Maar dit was niks. Ek het jou nooit geleer ken nie, want jy het my nooit gedien nie, al het jy jouself kind van God genoem. Sal wel eendag uitroep, Here, Here. Is nie hulle wat in die koninkryk sal gaan nie, maar is hulle wat die wil van die Vader gedoen het. Weet jy wat is die wil van die Vader? Dis my geliefde seun. Dis my geliefde seun, aan wie ek julle oorgegee het as kinders. Luister na hom. En in hierdie dag sal in die ewigheid opgeskryf word. Nou, om te bepaal of jy gaan luister na die Here Jesus, jou broeder, jou vriend. Ja, as kind van God. Of jy gaan luister na die seun van God. My geliefde seun, wie ek welmaak, sê die Vader. Luister na hom. Hy het dit in die evangelies vir ons laat opskrywe. En as jy Johannes 14 nie verstaan nie, dan is dit baie duidelik, jy luister nie na sy stem nie. O, Here Jesus, baie, baie dankie vir die onfeilbare woord. Halleluja. Daarom kom ek in hierdie aand na die oortuigingswerk van die Heilige Gees aan elkeen sal sê of hy kind van God is of nie. Here, hulle wat na predikers luister en dit alles aanvaar en wat nooit plek maak vir die Heilige Gees, hulle is nie kinders van God.
En die Heilige Gees kan nie saam met hulle gees getuig dat hulle kinders van God is. Here, hierdie evangelie is nie 'n evangelie van lekker tyd in die Here, of 'n geseënde tyd in die Here. Dis alles wat U gegee het as hulp. Maar hierdie evangelie, sê U woord, stry hard om in te gaan. As jy na vleitaal luister, waar jy gestreel word en die hele tyd bemoedig word, vertel hoe wonderlik jy is, en hoe die Here jou gaan gebruik. Dan is jy besig om weg te dryf, om as kind eendag aangeneem te word. O Here, gee genade, dat die mense wat die woord hoor, dit sal verstaan en insien. Want as ons nie in U glo soos die skrifte sê nie, sal ons daardie dag hoor, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie, want jy het niks geglo wat ek gesê het. Baie dankie, Here, dat ons, wat in U die ewige lewe ontvang het, en in U ingebore is deur die wedergeboorte, dat ons kan luister na U stem. Dankie vir hierdie ore wat U ons gegee het. Laat ons gehoorsaam wees. Vra Here, seën elkeen. En dan wil ek weer vra dat die Heilige Gees nie na prediker sal wees. Nee, Here. Maar dat die Gees van die waarheid, die Heilige Gees, ons sal leer en lei in die hele waarheid. Sodat ons eendag saam met U in die bruilofsaal sal kan ingaan, wanneer U kom. Terug na hierdie aarde. Dankie daarvoor. In Jesus mooi naam en ons prys. Amen en amen.